Okay, julle, vandag gaan ons 'n bietjie praat oor vuur, die basiese voordele daarvan, en waarvoor hulle is, en ek het ook al so 'n bietjie daaraan geraak, maar ons sal maar net bietjie meer breedvoerig deur dit gaan. So vuur het 3 basiese groot voordele. Obviously, heel eerste is kook, dan is daar hitte, veiligheid in lig, warm etes. Jy weet, dit kan nogal 'n verskil maak om mense geestelike houding bietjie weer aan die go te kry as jy 'n warm ietsie kan eet. En dan is daar mense wat byvoorbeeld nou hulle koffie en tee ook van hou en dit nou sal graag wil drink. En soos ek sê, dit help dan nou met hitte ook, sigbaarheid en selfs die gebruik van die vuur as 'n veiligheidsmateriaal gaan jou bystaan in jou liggaamlike en psigiese geestelike welstand op die einde van die dag. Daar is die woorde nou. Daar is baie draagbare stofies wat 'n mens kan na kyk. Op die mark, maar ek sal nie ja, dit is maar 'n moeilike ding. Ek weet nie. Dit hang af van weer 'n keer maar van persoon tot persoon. Ons het byvoorbeeld, ek het 'n rocket stove vir ons as 'n familie gebou. Maar die rocket stove is nie prakties natuurlik om byvoorbeeld in jou bobbag te hê nie, maar dis 'n goeie ding om te hê as jy onttrek. En dan het ons van daai ander klein gasstofie goedjies wat jy kan koop. Ek weet nou nie hoeveel hulle kos nie, maar hy werk op butaan en op die einde van die dag is hy's nie vreeslik sterk of wat ook al nie, maar jy kan daarom vir jou bietjie water warm maak of ietsie vinnig kook as jy sou wou. Maar ek hou maar van gemaak maar die 4 keer na gehad jy. Dis maar die beste. As jy dan nou 'n vuur maak en om hom aan te steek, is daar 'n paar aspekte wat jy in gedagte moet hou, is obviously hoe praat weer van die big lighters wat baie prakties is, gemors wat maar rond lê. So jy mag dalk jou vuur aansteek met 'n stuk papier. Net soos wat jy nou maar goed dink, moet jy maar gebruik. Daar is sekere goedjies wat jy ook kan gebruik, maar dis weer 'n keer nie iets wat ek byvoorbeeld in my weggolsak sal hou nie. Vir die eenvoudige rede dat 'n ding wat nou nie hier is nie, wat vir my altyd merkwaardig is, vuur kan jy ook baie maklik weggee. Veral as jy wil bietjie ongesien deur 'n plek beweeg ensovoorts. Jy kan 'n vuur van ongelooflik ver af sien. Jy kan selfs, al sien jy nie die vuur nie, kan jy sien waar is die vuur. Hy maak so mooi halo vir jou, kan jy maar amper al sê. So ja, dit is ook maar iets wat, soos ek sê, dit word nie hier bespreek nie, maar dit is nogal 'n aspek wat vir my belangrik is. So ek sal slegs byvoorbeeld, sal ek eerder dan nou daai gasstofie ding gebruik, want daar's nie 'n vuur betrokke nie, jy kan nog steeds maak wat jy moet maak. Maar as jy nou nie, as daai ouetjie nou leeg is en jy het nou nie, sê nou maar ekstra botteltjies nie, dan moet jy nou maar 'n vuur maak. Maar weer 'n keer, daar's sekere metodes. Ons sal dalk vir julle 'n videoetjie plaas in verband met dit ook wat julle nou kan gaan kyk. Kookwater en kook, 'n klein eenman kooktoestel, beker in 'n pot, iemand water wat kan kook en kos maak om ruimte te bespaar. Vuurmaak toerusting, eetgerei, potskierder en opwasmiddel, baie klein bottel binne 'n kosstelsel, so net om julle weer 'n idee te gee, daar's geen potte en goeders in ons weggolsakke nie. Ons het wel 'n blik bord en jy het wel 'n blik koppie. Al twee die goed kan direk op 'n vlam gaan, so dis maar hoe ons daarna kyk en hoe daar werk. Maar wees nou maar ook versigtig dat jy nie jou hande verbrand nie, veral as jy jou koppie gebruik direk op 'n vlam of in 'n vuur. Warmte vuur kan met hitte help, warmte in stand hou wanneer korrek ingespan word, die beskerming van jou vuur teen die wind, is daar 'n paar aspekte wat ons vir julle ook sal deel op die video. So dit is maar goedjies waarna ons sal kyk, hoe jy dit nou sal hanteer ensovoorts. Onthou net as jy wel 'n vuur gebruik. Vuur is baie belangrik, veral weer 'n keer hang dit af van die tyd van die jaar.
Om 'n vuur te maak in die somer is nie noodwendig so groot issue nie, behalwe as dit droogtetye of droogte toestande is, dan kan dit baie vinnig groot probleme veroorsaak en jy raak dalk aan die slaap en as jy weer wakker, dan word jy dalk nie wakker nie, want die vuur het jou en jou familie dalk verbrand. So maak seker as jy wel 'n vuur het as gevolg van die kondisies buite, of dit nou koue is of wat ook al, laat iemand wel hierdie vuur dophou deur die nag en hom dan nou doodmaak as hulle dan nou wel gaan slaap. En maak seker, 100% seker, daar is nie koeltjies of goed wat kan rondwaai en rondsweef om iets anders aan die brand te steek nie. Okay, veiligheid en lig. Die vuur kan wilde diere help afweer. Dit is so, verskaf lig sodat jy beter kan sien in die omstandighede van waar jy is. So met ander woorde, daar waar die vuur spring, sal jy kan sien. Kinders en ouer mense is rustiger as hulle rondom hulle kan sien. Dit is so, verseker. Bestudeer maar hoe om vuur te maak en in stand te hou in verskillende maniere, verskillende materiale. Dit is 'n waardevolle vaardigheid. Wil julle so 'n klein bietjie van 'n staaltjie vertel. Ek het op 'n stadium op een van die groepe uitgesit dat ons moet 'n paar goedjies leer en waaraan sal die mense belangstel, en ek het nou baie tegnies daarna gedink en gesê iets soos om te weld of te braise en al hierdie tipe diep tegniese dinge wat ook nou nie breinchirurgie is nie, maar as jy nie weet om te doen, weet jy om te doen nie. En snaaks genoeg, een van die opsies wat ek toe nou, dink ek 3 opsies gehad en ek wil toe nou maar 4 hê, en toe sit ek byvoorbeeld vuur maak in. En hy het met oorweldigende stemme gewen. So ons het ergens in ons, in die afgelope jare het ons die vermoë om vuur te maak sonder blits. Het ons heeltemal vir ons dit weggeraak. Mense kan dit nie meer doen nie. So dis belangrik as jy nie seker is hoe om 'n vuur te maak sonder blits nie. Soos ek sê, ons sal die video hopelik ook vir julle kan opsit. Daar is 'n hele paar maniere wat hulle vir jou wys hoe om 'n vuur aan die brand te steek ensovoorts op verskillende maniere met verskillende metodes. So dit is baie belangrik om hierdie dan nou ook na te kyk en so daai woord gepaard te gaan met die videoetjie. Daar's hy.